Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ja, ons is alleen maar hier saam vanmôre, omdat U in U genade ons hier by mekaar gebring het. Ja, dit is alleen deur die werking van U Gees, dat U die begeerte in ons hart gee, om op te kom, om U teenwoordigheid op te soek. En as ons hier saam is, dan loop ons oor van vreugde en blydskap. Want U gee vir ons daardie sekerheid, dat ons aan U behoort, of ons leef en of ons sterf. Ons is U eiendom. Want U het in U genade ons U kinders gemaak. Daarom dank ons U, o Vader, en ons loof U. En ons wil met ons hele hart en met ons hele verstand, alles wat ons is en het, wil ons dit voor die wêreld ook uitroep. U alleen is God. U is ons skepper. U is ons onderhouer. En U is ook 'n liefdevolle Vader, wat ons oortredinge nie teen ons hou nie. En daarvoor dank ons U. Ja, ons dank U dat U ons aansien in die bloed van ons Here Jesus Christus. En U sien ons asof ons nog nooit enige sonde gehad het of gedoen het nie. Ja, Vader, dit is 'n wonder. Die gedagte is te groot vir ons verstand. Ons kan U maar net dank en loof en prys. En Vader, ons bid U dat U kerk sal bewaar oor die wêreld heen. Op elke plek waar die woord vandag gebring word. Gee dat U woord steeds meer en meer mense se harte sal indring. Dat die getal van die uitverkorenes vol kan word. Dat ons Here Jesus op die wolke kan kom. Ouwe Vader, ons hou ons oë op U in die hemel. Al is ons elke dag steeds in hierdie wêreld. Want U is met ons op pad. En dit gee vir ons 'n onuitspreeklike vreugde. Wil U vir ons seën, hier waar ons saam is, waar ons die woord oordink, gee dat U woord suiwer tot ons sal kom, maar gee dat U woord ook kragtig in ons sal werk, dat ons hele lewe offer sal wees in U diens, 'n offer met 'n aangename geur. En ons weet, o Vader, ons bely dit, is alleen maar moontlik deur U Gees wat in ons harte werk. En dit bid ons van U. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sit as ons lees saam uit die woord van die Here, 2 gedeeltes vanmôre. Ons staan 'n bietjie stil by die betekenis van die Here Jesus se opstanding. En ons lees eers die eerste sendbrief van Petrus. Petrus dit was so 65 na Christus dat hy hierdie brief geskryf het. Van Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdeling in die wêreld wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bitinië.
Soos God die Vader het vooraf bestem het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder, om aan hom te gehoorsaam te wees, en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmet en onverwelklike erfenis, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is, om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word, deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. En dan lees ons die eerste 8 verse van die evangelie, soos Markus dit beskryf, Markus 16, die eerste 8 verse, en dis wat interessant is, Markus het sy evangelie geskryf min of meer 49-50 na Christus, en Markus het sy inligting, die meeste van sy inligting wat hy gebruik het om die evangelie neer te skryf, het hy by Petrus gekry. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die man van Jakobus en Salome reukolie gekoop, om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre baie vroeg, kom hulle by die graf aan en net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan, en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels, en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop, terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Die kernverse, dit is vers 3 en 4 van 1 Petrus 1, waar Petrus sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En dan vir al hierdie verse, nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmet en onverwelklike erfenis, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Broers en susters en kinders, in die tyd waarin ons leef, as daar een ding wat ons nodig het, is dit die Christelike hoop. Christelike hoop is so deel van 'n gelowige se lewe, soos die geloof en die liefde. U ken almal 1 Korintiërs 13 waar Paulus skryf, geloof, hoop en liefde. Hierdie 3. Geloof, hoop en liefde is die hoekstene van ons geloof.
Maar vanmôre wil ek stil staan by die hoop wat Petrus verkondig. En by Petrus het dit 'n besondere betekenis. Soos Johannes die apostel genoem kan word van die liefde, Paulus kan ons die apostel noem van die geloof, soos Petrus die apostel van die hoop. En dan begin hy hierdie brief van hom met 'n lofsang. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van ons Here Jesus uit die dood. Die eerste ding wat ons moet hoor is, hierdie hoop kom vanuit 'n wedergebore hart. God het aan ons 'n nuwe lewe gegee deur Christus se opstanding uit die dood. Daarom het ons nou 'n lewende hoop. En hierdie hoop spruit uit 'n nuwe lewe in Christus. En hierdie nuwe lewe kan ons ook vertaal met wedergeboorte. Ons weet almal dit is 'n totale omkeer van 'n mens se hart. Wanneer die Heilige Gees in jou lewe ingryp, beheer neem van jou lewe, en jou hele lewensrigting verander van die verkeerde dinge, en jou hele lewe op God alleen rig. En dis eers wanneer God 'n mens nuut gemaak het deur sy Gees, dat ek waarlik 'n Christen kan wees en God my Vader kan noem. En hierdie omkeer, sê Petrus, kom deur God se groot ontferming, deurdat hy Christus opgewek het uit die dood. En hierdie werking in my hart, sê Paulus, is niks minder ingrypend nie, as die opstanding van ons Here Jesus Christus self. As daar hierdie omkeer of vernuwing in 'n mens se lewe nie plaasgevind het, dan sal jy nooit hierdie lewende hoop in jou hart hê nie. Hierdie hoop is vir die kinders van God bedoel. En ons is baie keer geneig om te wêrelds te dink oor hierdie hoop. Ons vergeet, dis 'n gawe wat God aan ons geskenk het. Dis nie iets wat 'n mens van selfsprekend het nie. En dit is nie vir alle mense beskore om so te hoop nie. Dis 'n gawe uit God se hand, telkens opnuut. En waarom? Waarom verloor mense so maklik hoop? Dis omdat hulle aards dink oor die begrip hoop. En ons weet, ons leef in 'n onseker tyd. Ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie. Nee, ons praat van waarskynlik en moontlik. Van niks kan ons seker wees nie. En baie mense sê ook, dit wat ek nie kan sien nie, aanvaar ek nie. En daarom gaan hoop baie keer met onsekerheid gepaard. Nee, mense sê partykeer, ons hoop dit reën môre of ons hoop die son skyn môre. Dan sê ons eintlik daarmee dat ons nie weet nie. Ons het bloot maar die begeerte dat dit so sal wees. Maar Bybelse hoop, broers en susters, is iets totaal anders. Bybelse hoop is gegrond op 'n vaste sekerheid. Want dit wat God beloof, is anders as wat enige mens kan beloof. Want dit wat God beloof, is hy by magte om te doen. Hy kan gee wat hy beloof, en hy kan doen wat hy beloof. En Petrus doen baie moeite om hierdie sekerheid van die hoop te beskryf. Hy praat hier van 'n erfenis, hy gebruik die pragtige beeld van 'n erfenis. En ons ken hierdie beeld baie goed. Ons almal het 'n testament wat bepaal dat ons kinders en ons kleinkinders eendag ons besittings gaan erf.
Wanneer die testamentmaker te sterwe kom, dan tree daardie testament in werking en dan erf die nasate. Maar terwyl die testamentmaker nog lewe, is die kinders se status as erfgename. Die besittings is hulle sin. Hulle kan daarna uitsien, maar hulle het dit nog nie in besit geneem nie. Nou 'n testament in ons tyd is 'n ding wat redelik vas staan. Dit gebeur nie sommer dat 'n testament ongeldig is nie. Maar die testament wat die Here vir ons gee, broers en susters, is nog oneindig sekerder. Petrus praat hiervan as 'n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis. Daar's niks vergankliks daaraan nie. Daardie erfenis kan nie sleg word nie. Die waarde en die glans daarvan kan nie afneem nie. En dan sê Petrus, daardie erfenis word in die hemel vir ons in bewaring gehou. Dis 'n plek waar skatte nie kan vergaan nie. Mot en roes kan dit nie verniel nie. Diewe kan nie daar inbreek en steel nie. En letterlik staan hier, God hou wag oor daardie erfenis. Daaraan kan nie geraak word nie. En dan wat meer is, dis nie net ons erfenis wat bewaar word nie. Ons as gelowiges, ons as kinders van God, sê hy, ons wat erfgename is, ons word ook bewaar. Ons kan niks oorkom nie. Hoor jy mooi, die belofte van bewaring vir die gelowige, vir die kerk van die Here. Dis waarom die Here Jesus gesê het, die magte van die duisternis, die magte van die hel, sal dit nooit oorweldig nie. Niks kan ons van God se liefde skei nie. Daar kan wat ook al in hierdie wêreld gebeur, niks kan verhinder dat ons hierdie erfenis gaan ontvang nie. Selfs al gaan 'n mens dood, dan staan jou erfenis vas. Dis hoe sterk hierdie Christelike hoop is. Dis vas en seker, dit kan nie verydel word nie. En ons sal nooit beskaam staan nie, sê Paulus. Ons sal nooit eendag voor die Here staan en sê, ons het verniet gehoop nie. Dit is vas en seker. Want dit is die ewige lewe saam met God. Dit waarborg vir ons die volmaakte saligheid. As ons eendag God se heerlikheid in al sy glorie en pragt sal sien. Dis waarop ons oë rig, broers en susters. 'n toestand van volmaaktheid, sonder moeite en verdriet, sonder onreg en geweld en haat, en sonder siekte of dood. 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En by Petrus het hierdie hoop 'n besondere betekenis. Want jy weet almal, nadat Petrus die Here Jesus verloon het, daardie donderdag aand, toe hy gevange geneem is, het Petrus het nie die geleentheid gehad om vir die Here te sê, jammer nie. Ons lees daar, toe Petrus besef wat hy gedoen het hy buitentekant toe gegaan en bitterlik gaan huil. En vir die dae wat die Here Jesus in die graf was dit asof Petrus alle hoop verloor het. Hy het sy Here verloon, en nou is die Here dood, en hy het nie geleentheid om te sê, jammer nie. Watter wroging moes Petrus nie gehad het nie. Maar as die vroue dan daar die Sondagmôre by die graf kom, en die engel sê vir hulle, gaan sê vir sy disippels,
Die Here het opgestaan en gaan sê dit in die besonder vir Petrus, dan is dit asof Petrus self uit die dood uit opgestaan het. Christus se opstanding het hom hierdie hoop gegee. En ons broers en susters, is die rede nie waarom ons dikwels so maklik hoop verloor nie. Dat ons in ons uiterlike omstandighede vaskyk nie. 'n Mens is baie keer geneig om net die swaar kry te sien in 'n mens se lewe. En die mense aan wie Petrus hierdie brief aanvanklik geskryf het, hulle het ook dit nie maklik gehad nie. Hulle omstandighede was ook moeilik. Hulle is bedreig deur vervolging. Hulle is mishandel, daar is teen hulle gediskrimineer. En baie van hulle se geloof het begin wankel. Hulle hoop het begin sink. Want baie van hulle het vasgekyk teen hulle aardse ontberings. Die swaar kry wat hulle deurgegaan het in hierdie lewe. En daarom dat Paulus nou vir hulle skryf en sê, lig op jou kop, sodat jy kan sien wat sal wees. Want ons hoop is op God gerig. Dis waarom hy sy brief begin met, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Rig op jou neergeboë skouers. Ons is nie hopelose mense in hopelose omstandighede nie, broers en susters. Ons is deur God se ontferminge is ons nuut gemaak. Ons het deel aan die opstanding van ons Here Jesus. Ons lewe het radikaal verander. Ons het ook daardie onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel vir ons in bewaring gehou word. Daarvoor moet ons die Here loof. Inderdaad, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir die troos uit die woord. Ja, dat U ons nooit oorgee in ons omstandighede. Want U het ook beloof. U laat nooit vaar die werke van die hande nie. U is met ons op pad. En U sal die goeie werk wat U in ons begin het, sal U end uitvoer. Want U is 'n getroue God. Vader, ons dank U vir hierdie waarheid. En ons bid U dat U ons in hierdie waarheid sal laat vas staan, elke dag. En Vader, ons bid U ook, bewaar ons daarvan, dat ons aan ons omstandighede sal vaskyk. Maar gee dat ons Here Jesus Christus voor oë sal hou. Hy wat die begin en die volëinder is van ons geloof. Dit bid ons, o Vader, in sy naam alleen. Amen.